Baie welkom by die getuienis. Ons is so opgewonde om vir Jo hier by ons te hê, om haar lewensavontuur met ons te deel. Jo, baie dankie dat jy vandag hier is om jou getuienis met ons te deel en met die wêreld daar buite. Baie dankie dat julle my genooi het. Dit is 'n groot plesier. Vertel my 'n bietjie van hoe jou kinderlewe was. Wel, ek het baie gelukkige kinderlewe, weet, baie liefde. Daar was wel baie beklei in ons huis. Ons het maar weet soos dit gaan. Ek is eerste kind, so dit was net ek en my ma, my pa baie beklei. Maar ja, ons het niks nooit kort gekom en pa het nooit mishandel nie, so daai was nooit daar gewees nie. Maar ja, dit was maar ja. En jy het vir my vertel van die familietyd. Hoe belangrik is familietyd aan tafel? Vertel vir ons 'n bietjie meer van hoe lekker dit was vir julle om aan tafel te sit en te kuier. Familietyd is baie belangrik. Dit is van my gelukkigste herinneringe as 'n kind, is hoe ons groot, want my ma is een van 10 kinders, so is groot familie. So as ons bymekaar kom en altyd om die eetkamertafel geëet, ouma en oupa wat weet ons almal hande vashou en bid vir die kos voor en na die ete. En dan net die kuiers, yes, ek meen so baie lekker, mens leef bymekaar verby as jy nie daai familietyd en kuiertyd het nie. So dit was net so lekker om altyd met almal te gesels. En ons kon vir ure om die eetkamertafel sit kuier tot diep in die middag, diep in die aande, en net met mekaar lag en speletjies speel en net daai tyd saam hê. So dis net so belangrik om net saam te kuier, want mense mis mekaar as jy dit nie doen nie. Ek vertel vir my man die eendag toe ons my seentjie vat na 'n restaurant toe vir sy verjaarsdag. En toe ons so aan die tafel sit en die mense kuier, jy weet die kinders is nou al by die speelafdeling en ek en hy kuier so 'n bietjie met mekaar. En ek raak net so stil en ek sê vir hom, my man, kyk net 'n bietjie om jou en kyk hoe sit die mense op hulle selfone. Vandag word die familietyd so gesteel van 'n mens as gevolg van selfone. En toe ons kyk, is man, vrou, kinders almal besig op hulle selfone en niemand kommunikeer met mekaar nie. En toe besef ek net weer eens dat die vyand gebruik sekere dinge, nuwe tegnologie, enige ding om familietyd te steel. Want dit is so belangrik om familietyd te hê. En nie net dit nie, ek meen omstandighede net. So jy is so vasgevang in daai, ek meen Facebook is baie lekker om kontak te hê met almal, maar jy spandeer so baie tyd daarop dat jy mis wat om jou gebeur. Ek meen ma's en pa's mis goed waardeur hulle kinders gaan. Ouers mis hulle mekaar. Dit is so, so ja, nee, ek moet sê ek is ook baie lief vir die familietyd. Dit is vir my ek hou van baie lekker, absoluut. So op die tafel kan sit en lekker lag. En vertel gou vir my, jy was 'n introvert gewees. Ek was baie groot. Ja. Vertel ons 'n bietjie meer introvert. Introvert, weet jy, ja, ek maar weet as jy groot word dan jy probeer jouself maar vind so tussen almal deur. Baie keer dan weet as ek na my pa toe hardloop en vol met drukkie wil gee, dan dink hy maak 'n grapjie en hy sê nee, wat wil jy nou wees? So vir my was dit jy kan nie iemand druk of net spontaan wees nie, want dan dink iemand jy wil iets sê. En soos maar deur, jy weet, soos wat jy maar groot word en kind word, skool deurgaan, goed wat gebeur, mense wat goed sê. So dan begin maar die mure om jou bou en ek het regtig net so teruggetrek aan myself en ek dink deel van dit, van die beklei in jou huis, want naderhand baie van ons argumente wat tussen my ma en my pa, dan sou my pa sê dis my skuld. So ek het naderhand geleer om net minder te kommunikeer met enige iemand. So ja, dit het gemaak dat ek die telefoon antwoord nie, ek sê net my eie uit met iemand gesels nie. En alhoewel dit vir my lekker is om vriende te maak, ek kan baie goed vriende, weet, vinnig met iemand vriende wees, maar ek sou nie eerste gesprek initieer as iemand met my gesels nie. So daai, jy trek maar jouself, bou maar muurtjie om en hou alles hier binne. En veral met toe my pa in die ongeluk was, al goed, en dan sê almal vir jou, jy moet sterk wees, verstaan? So jy mag nie emosie wys nie, so dan hou jy maar alles binne. So, en wat nie waar is nie. Ja, jy weet, jy het vir ons almal emosies gegee, nee. En dis nie goed as 'n mens goed binne hou nie, want dan daai krop op. Ja, dit krop op en dit vrot daar binne en dan moet dit uitkom, verstaan? So ek gaan goed wat mense maar net weet deur die loop van jou lewe, ek meen selfs hoërskool en toe ek gestudeer het, wat mense vir jou sê, maak maar nie dat jy nog steeds in jou weet
en dan gryp jy vas in daai wat gebeur het. So jy hoor die hele tyd daai stemmetjie wat vir jou sê jy's nie goed genoeg nie. Dis waar. Jy's nie slim genoeg nie, jy's nie maar genoeg nie. Jy's nie mooi genoeg nie. En dit is waar die aanvaarding inkom in jou lewe, want jy soek aanvaarding en jy's bang vir verwerping. Vertel ons 'n bietjie van hoe jy dit ervaar het, die aanvaarding en die verwerping en so. Ons almal het daai soeke om liefgehet te word. Jy het daai you need to belong, verstaan? So jy wil behoort aan iets of aan iemand of aan 'n groep. En hoe jy maar net gaan, ek het altyd gevoel ek staan uit, verstaan? So jy probeer maar dinge saam met jou pelle, jy weet jy toets maar die waters, kyk maar waar jy aanvaar word. So jy soek dit net altyd op verkeerde plekke. So ek wil graag inpas. So jy doen maar goed saam, al weet jy dit is nie regtig weet wat jy geleer is in jou huis nie. Ek meen ek is in 'n goeie Christenhuis grootgemaak. My ouma en oupa het al vir die kort rukkie wat ek in my lewe gehad het, het vir ons weet daai kernwaardes wat jy nodig het hulle vir ons geleer. En dan hoe jy maar net jou verkeerde vriende, weet nie, jy dink jy weet in verhoudings en al die goed wat jy probeer want jy wil aanvaar word. En dan op die einde dan op die verkeerde plekke. Ja, en op die einde gee jy meer van jouself om in te pas en dit wil vir jy staan. Druk jy weg en jy probeer maar inpas by ander mense. En wat ook nie goed is nie, want dan druk jy jou eie en ek dink dis deel van my introvertskap ook gewees. Want ek wil so graag by ander mense inpas. Dat ek wie ek is net heeltemal eenkant toe geskuif het. En om daai leen dan te geglo het wat die vyand vir jou gegee, weet om vir jou te sê jy's niks nie, jy's nie mooi nie, jy pas nie in nie. En hoeveel keer vandag in vandag se lewe in baie mense se lewe, vrouens en mans wat verkeerdelik hulle self iemand weet dat hulle nie is nie, as gevolg van die leen, omdat hulle daai aanvaarding soek, en dan omdat hulle gryp na die verkeerde goeders, is hulle dan heeltemal iemand wat die Here nie eintlik van hulle beplan het nie, jy weet, hulle is iemand wat hulle nie is, dan moet wees nie. En jy hou so vas in daai leen en daai maar ek moet so reageer, of ek moet hierdie doen om aanvaar te word, dat jy heeltemal soos met wat ek is en wie ek is, my persoonlikheid. Ek het dit so probeer wegdruk en eenkant toe skuif om te wees wat die samelewing of die wêreld verwag ek moet wees. Verstaan? Daai model wat in die tydskrif is, verstaan? Ja, ek wil so wees, want as ek nie so is nie, gaan mense my nie aanvaar nie. En ook ek meen my introvertskap, deel van dit is ek het weet as daai leen van dit wat jy sê maak saak nie, of jy's dom of wat ook al, verstaan, dan bly jy stil want jy glo dit wat jy sê is het nie waarde nie. So ja, mens weet jy dit laat my so dink aan die skrif van die Here wat hy sê hy het ons geskape volgens volgens sy image. En ons is God se image wat jy weet, en so niemand moet so voel oor hulle self nie, want die Here het hulle geskape volgens sy beeld. Jy weet, en dit is wat ons moet uitleef, is sy beeld. En ek dink ook as dit, en dit het my baie lank gevat om by daai om dit te besef, om by daai besef uit te kom, maar ek is in die Here se beeld geskape. Absoluut. En dit wat hy vir my wil hê is meer as wat ek dink. En ja, ek dink baie al droog gemaak in my verlede. Ek meen as mens jonk is, doen jy stupid goed. Maar dat regardless van dit, die Here is lief vir my. Absoluut. Ek meen hy het gedink voordat ek nog gebore is, voordat die aarde gemaak is, het hy gedink die wêreld het een van my nodig. En ek dink dis vir ons almal. Die Here het gevoel sy wêreld wat hy gemaak het een van jou nodig. Absoluut. So vir die vyand om te kom en daai leen so vas te anker in jou hart dat jy dit nie besef nie. Is ek meen en dit vat lank. Party is vir my baie lank gevat om by daai punt te kom om nie meer daai leen te glo nie. Vertel vir ons hoe die transformasie plaasgevind het, toe jy die eerste keer uitgenooi was na 'n kerk toe, en hoe die Here net dit vir jou, hoe die Here jou lewe verander. Kyk, as jy in 'n tradisionele kerk groot word en dan in 'n charismatiese kerk beland is, soos bomskok, kwadraat, verstaan? So, ek is uitgenooi na 'n kerkkamp toe en
net ook onmiddellik, ek meen hier's ek nog, hou my mure mooi opgebou, in my dop gekry, en hoe ek net in die spontaanste groep ingetrek is, die laatste groep, die mees extrovertste groep in die en jy was hierdie introvert, en toe hier kom jy nou ek daar introvert, en hoe ek net besef het, maar as ek nie gaan saam aktiwiteite doen, gaan ek stagneer waar ek is, en ek gaan agterbly nog steeds waar ek is, Ja. en dit was nie 'n lekker spot om te wees nie, en hoe die Here net kom het, en saggies, en so gentle, verstaan, maar half net in hierdie rigting in geguide het, verstaan, lei jou in daai rigting in, en ek het net besef, ek belang hier, en hierdie mense het my onvoorwaardelik aanvaar, ja, ons het almal ons issues, en ek het lank gevat om baie van my issues uit te werk, maar hulle het my gevat, net soos ek is, was jou ondersteuning, ingetrek, deurgetrek, en ja, dit was deel van dit, ek meen, selgroep waar jy so jy moet maar net saam doen, of jy sit by die huis, verstaan, en hoe in die kerk net in my ingetrek het, ek meen, toe ons die drama klub doen, daai was belewenis, ek meen, hier moet jy kom, en heeltemal daai laaste leier wat jy het van beskerming, jy weet, van jou selfwaardigheid, wil ek amper sê, net heeltemal enkel te gooi, want ek meen, drama klub is daai inner drama queen van my het net geskree om uit te kom, en ek net weet waar nie, en met die drama klub het my so baie net, ek wil amper sê, net so baie goed van my oopgebreek, van wie ek is, en net, dis okay om bietjie jou voice net te lig, verstaan, en laf te wees saam met die Here, verstaan, en ja, dit is nie, hy wil nie hê, jy moet so in jou depressie vasvang, so in jou wat ook al vasgevang wees, dat jy nie die lig daar buite sien, verstaan, so, die plan wat hy vir jou het, ja, en dit was deel van my paadjie wat ek moes gaan, wat die Here gebruik het, om my uit te kry by waar ek moet wees, sodat ek uit my dop uit kan kry. Absoluut, Want dis deel, ons almal het op 'n sekere manier ons 'n voice wat ons nodig het om uit te dra. En ja, as ek nou nog introvert was, dan sou ek dit nie gedoen het nie, want ek so baie gemis. Absoluut. En sê vir ons 'n bietjie, vertel vir ons die uitnodiging wat jy gehad het toe jy die kerk was. Ja, ek en my pa wat 'n verskriklik sagte verhouding gehad, wat ons vir 'n paar jaar glad nie met mekaar gepraat het nie, wat ek die telefoon sou neersit as ek huis toe bel en hy antwoord. En hoe ons gesit het, en pastoor wat die kampleier ook was, het in die middel van sy sessie opgehou en gesê, hy ervaar dit so baie van ons wat either uit gebroke huwelike uitkom en nie 'n verhouding met jou pa het nie, of jou ma en jou pa is by mekaar, maar dit glad nie verhouding met jou pa nie. En hy wil vir ons bid graag, en ons moes opstaan en hoe die Here het gekom het, en daai ding tussen my en my pa net kom verander het, hoe hy my hart vir my pa gedraai het, en ek en my pa sit nou nog baie vas, maar ek kan my pa in liefde hanteer. Ek weet nou, die Here het vir my kom wys hoe lief hy vir my pa is, want ek het daai aand, een van die goed wat ons gebid het is, Here, wys my pa deur u oë, dat ek kan sien hoe lief u vir my pa is, want die Here het my pa uitgemaak, hy was almal gemaak, en net hoe die Here my hart kom verander het vir my pa, en dat ek op ten daai spyte van alles waardeur jy moes gegaan het, spyte van al die drama, Here wys my, wat sien u in hom, wat laat ek dit ook kan raak sien, en nie die negatiewe nie, maar die positiewe. En veral omdat ek en my pa nie daai hegte pa-dogter verhouding ooit gehad het, dat ek kan weet, hoekom my pa optree soos wat hy optree, hoe die Here my net kom vat het en kom wys het, deur my pa se, deur sy kinderlewe waardeur hy gestruggle het, en hoe hy, en ek sê nie, hy hanteer goed reg, daar's baie dinge, ek meen, ek ook self nie, partykeer dan raak 'n mens mos maar 'n bietjie kwaai, en jy sê 'n ding wat jy regtig moet sê nie, maar hoe die Here my net kom wys het, dat hoekom hy optree so hy optree, en dit het my ook net deel, dat besef, dat as ek na ander mense ook kyk, nie net my pa nie, na ander mense kyk, dat ek besef, weet jy, kyk eers, hoekom tree mense op so, hoekom sê hulle wat hulle sê, want baie keer is dit uit hulle eie seer, uit hulle eie hartseer uit hulle eie onkunde, wil ek amper sê, dat hulle optree soos hulle optree,
en dis maar hulle manier van doen, want dit is die manier wat hulle geleer is. Groot geword het ook, ja. Ja. En as jy nou vir my kan vertel, na daai aand, wat jy, toe jy daar voor die Here net gaan uitstort het, alles wat jou gepla het, daar het die transformasie plaasgevind. Ja. En toe jy nou betrokke raak by die kerk, en hoe die mense jou aanvaar het, so jy het nie meer aanvaarding nodig gehad, of gaan soek vir aanvaarding nie, die mense het jou absoluut net aanvaar vir wie en wat jy is, so jy het nie nodig gehad om iemand te wees wat jy nie is nie. So, vertel vir ons, wat het daai transformasie, as jy nou jouself moet vergelyk hoe jy vandag is, want jy is definitief nie meer 'n introvert nie. So, as jy vir ons kan vertel, vergelyk ons nou hoe jy vandag is en hoe jy was toe jy jonger was, toe die transformasie plaasgevind het, wat se impak het dit in jou lewe gemaak? Wel, het my meer selfverseker gemaak, het my laat besef dat regardless van wie ek is, regardless van hoe ek lyk, of ek is, die Here het my geroep om te wees wie ek is. Ek meen, daai tyd was ek onseker van myself, en ek sou nooit sommer net uitgaan na, na 'n plek toe, en ek so vroeër gesê, sou sommer net met iemand gesels nie. Ek sal nie net spontaan in 'n geselskap begin gesels oor iets nie, want jy het daai ding van, jy's maar wat ek sê maak nie, ek kan nie iets van waarde sê nie, ek kan nie iets van waarde wees nie. En hoe dit my net in hierdie ding van waar ek geleer het dat dit die Here is wat saak maak. Jesus het vir my nie kruis gesterf, dit is sy opinie wat eintlik saak maak. Ja, nie mens. As al aanvaar niemand my nie, die Here aanvaar my. Absoluut, Soos ek is, met al my foute, met al my tekortkominge. En ek meen, ons almal het nog baie goedertjies wat aan ons haper. Ja. Maar hoe dit net vir my so diep geraak het, dat hulle aanvaar my met my dinge. En deur dit, en hulle is daar my deur al hierdie goed te help. Ja, hulle is daar met daai liefde, help my as ek val, dra my deur swaar tye. En net die Here wat net kom en opdaag op in tye wat ek dink ek gaan nie verder kan nie. Dan sal hy, 'n woord van bemoediging deur iemand stuur, of dit, of self net vir jou bietjie half kom fluister in jou oor, is eintlik okay. Ek het nou so lekker gelag vir jou, toe jy vir my vertel het, wat dink jy toe van Jesus? Dit was vir my baie oulik, toe jy nou vir my vertel, jy weet, hoe jy hom ervaar, hoe het jy hom gesien? Ek het geweet van die Here en Jesus en sy seun wat van gesterf het, maar dit was my half, hy was ver, dit was ek is hier onder, hy is daar bo tipe van God, en toe op 'n stadium in die kerk, met al die mense, ek is van, hierdie dude is eintlik okay, verstaan, hy like my, hy's lief vir my, verstaan, hy doen stuff vir my, verstaan, dit was amazing om net by dit uit te kom en te besef, maar, wow, verstaan, en, ek meen, daar's baie goed wat nou nog gebeur, ek na 'n hele paar jaar dat ek pad met die Here stap, en jy mis dit op baie plekke, maar net hoe die Here kom en hy net soos opdaag. Ja. En hoe het jy geweet sy beskerming is daar vir jou? Daar het baie goede. Ek meen, as 'n mens jonk is, dan doen jy baie dom goede, en baie kere net hoe mens in 'n vertrek sal instap, en jy net daai, ek nie geweet is die Heilige Gees nie, maar jy ek weet nie, 'n mens voel dit gewoonlik hier, weet, op die krop van jou maag, en net geweet, ek moet nou verder gaan nie. Ek meen, een aand gekuier saam met 'n klomp pelle, en saam met 'n ou uitgestap buite toe. En jy weet, jy dink, jy's in hierdie stadium van jy soek aanvaarding, en jy, kom, jy's nice, kom ons stap saam met hom, en hoe ek net op 'n stadium besef het, ek's nou op 'n gevaarlike plek. Hier is moeilikheid, okay? As hier nou iets gebeur, niemand weet waar ek is nie. En dis net asof ek gevoel het, weet, ek het so half teruggestaan van die ou af, en soos ek gesê het, weet, punte vir hom, is hy het ook net gesê, okay, nee, weet, ek jammer, ek sal nie iets in jou doen nie, maar kom ons gaan terug. Ja. En, ek dink ek het so besef jy agter my gehad, wat soos net, ek kan nie meer nie, maar weet, toe het ek besef, there is a higher power, jy weet dit, maar jy besef dit nie altyd nie. Ja. En ek het toe net besef dat Here is daar, en hy beskerm my, en ek dink, ek het 'n hele lys van, net van goede, wat as ek nou terugkyk, goed wat gebeur, en dan
dink jy op die einde van die dag maar, hoe het ek hier uitgekom, verstaan? Ja. So, 'n mens, as jy terugkyk, jy sien definitief, kan ek sien waar jy, Ja, alhoewel ek nie op daai stadium naaste by die verhouding met hom het, wat ek nou met hom het nie, was hy nog steeds daar, want hy het geweet wat die plan vir my lewe is, en wat hy vir my wil hê, alhoewel ek het nog nie geweet het nie. Hoe het jy jou calling, hoe het jy geweet wat is jou roeping, wanneer af? Daai het jy dit ontdek? Daai het lank gevat. Kyk, 'n mens hou jouself nog 'n bietjie tydjie toe. Ons was, en ek was al bietjie betrokke by kampe en by leierskap en so, en ons het elke kwartaal ons 'n ministry training aand, of net aand wat oom Neville wat ons hoofpastoor is, net by ons kom, net bietjie bemoedig en kom woord deel met ons, en hy en een van die ander pastore het besluit daai aand wil hulle vir ons, elkeen wat op die span is, wil hulle vir ons bid en ons staaf en so aan, en die woord wat hy vir my gee, want kyk, ek het geweet, ek het al die liefde, en jy weet wie jy is, maar jy weet nie, hoekom is jy wie jy is, en wanneer gaan jy dit ooit gebruik, en hoekom is jy nou eintlik op aarde, verstaan? En oom Neville het voor my kom staan, en vir my gesê, hy het vir my gebid, en deel van dit was, juis met my pa, en wat ek nie vir my pa kan drukkie gee nie, het hy gesê, hy weet is baie sensitief, maar dis wat hy sien. En hy het dit nie geweet nie. En hy het glad nie, hy het my nog glad nie geken nie, verstaan? Ek meen, en hoe die Here hom gelei het, om vir jou en hierdie hy het vir my te wys. gesê, dat hy sien dat, deel van my drukkie, dit is iets wat die Here in my gedeponeer, en dit gaan deel van my ministry wees, dit is deel van my roeping, om sy liefde vir die mense te wys, en hy sien hoe ek mense drukkie gee, verstaan, en dat daar healing in is, en dis nie omdat ek wow en oulik is nie, maar dis omdat die Here, hy weet wat hy, deur my dit gawe hy vir jou gegee het. So, en toe het ek besef, jy weet, as die oomblik as ons besef, as daai ding in jou gees drop, nie, van, okay, maar dit is hoekom ek is wie ek is, dit is hoekom ek reageer op goedes soos wat ek doen, dan is die helfte van jou battle al gewen. Lees gou vir ons asseblief daai mooi skrif wat jou vriendin vir jou in die kerk gegee het, toe jy nou deel geraak het van die kerk en die groepies en so. En dis ook nog 'n storie by mekaar uitgekom het, maar wat net, ek gaan dit in Engels vir jou lees, Jeremia 23 vers 29 wat sê, nee, dit is nie, dit is nie, maar ek sal hom ook vir julle lees later. Jesaja 30 vers 21 wat sê, and your ear shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it, when you turn to the right or when you turn to the left. En daar het ek ook besef dat, want ek het 'n oomblik gehad waar ek gedink het, Here, maar wat beteken ek nou eintlik, verstaan, hoe weet ek is besig om die regte ding te doen, en hoe sy vir my, hoe jy net so getrou was, en op daai oomblik, vir my daai skrif gee, dat ek weet, okay, dit is, ek hoef nie bekommerd te wees nie, want die Here is daar, hy gaan my lei, hy sal vir my sê, en as ek 'n fout maak, sal hy my nie oor die, hy's 'n gentle God, verstaan, so hy gaan sê, okay, net liggies weer op die pad help, verstaan, almal dink, ek weet, ek is al so baie mense kom gedink, dis 'n doom and gloom God, verstaan, as jy iets in jou lewe gebeur, dan is dit hy wat jou straf, en wat ook al, dis nie tipe God wat hy is. Nee, hy is 'n liefdevolle God, liefdevol. Ja. En die muur wat jy so opgebou het, daai skrif wat jy gedeel het, was vir my so aanraking gewees, hoe die Here vir jou net sê, en bemoedig, hierdie muur wat jy opgebou het, sal hy afbreek. Jy kan dit vir ons ook net lees. Dis die Jeremia, wat hy net sê, is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces. En wat dit vir my gesê het, is dat daai leuen wat jy so hard aan vashou, wat naderhand soos 'n rots is, want dit word so, jy laat dit so, dat dit jou so vashou, en jy bou so muur om jou, dat die Here kom, en met sy beloftes, en met sy, met hoe hy declare dat, jy is sy kind, jy is hom belangrik, kom hy, en hy breek daai heeltemal weg, en hy breek daai mure af, en nie om jou seer te maak nie, maar verstaan, om by jou uit te kom, sodat jy sy hart kan sien,
dit nie deel van jou kan maak. Ja, en dis vir my so mooi, as daai mure afgebreek word, die verligting wat 'n mens ervaar, en die verandering wat jy in jouself kan voel, dat jy, soos wat jy gedeel het, jy het nie nodig om te soek vir aanvaarding nie, want jy weet jy word aanvaar by Jesus. Jy het nie nodig om verwerping te aanvaar nie, want jy weet Jesus sal jou nooit verwerp nie. Jy weet, al daai dinge wat daai muur om jou opgebou was, wat al hierdie leuns vir jou gee, en jy glo dit, jy glo jy moet soek vir aanvaarding, jy glo jy gaan verwerp word, jy weet jy aanvaar daai verwerping, maar sodra dit afgebreek is, dan is daai leuen is glad nie meer van toepassing in jou lewe nie. Ja, en ek meen die Here, daar's 'n skrifgie wat sê my juk is sag, my las is lig, verstaan? En die Here kom en hy vat alles weg, hy breek daai mure af, en net sodat jy kan, weet, as die oomblik as jy laat gaan van daai leuen wat jy vashou, dat jou hand oop om net sy liefde en sy seën te ontvang. En net dat jy kan weet dat dit wat die vyand vir jou sê, is nie wie jy is nie, is nie waar die Here wil hê nie. En die Here doen nie al die Here doen niks hierdie goed aan jou om jou te straf of te wat nie. Daar's omstandighede, en die vyand wil nie jy moet by jou volle potensiaal uitkom, en besef wie jou identiteit in Christus is. So hy gaan al hierdie leuns vir jou vertel, en hy wil by jou steel. So, absoluut. Want dit is wat dis waarvoor hy bekend is om te kom steel, te verwoes en dood te maak. Weet, dis wat sy werk is, wat hy sal doen om alles wat die Here vir jou beplan, weet, so weg te vat van jou, dat jy nie op daai pad moet stap nie. Absoluut, ja. En sê vir ons, Jo, is daar enige ietsie wat jy iemand kan bemoedig? Jy weet, deur dit waardeur jy gegaan het, en hoe die Here 'n verskil in jou lewe gemaak het, hoe jy jou identiteit in Jesus gevind het. Wat 'n bemoediging kan jy vir iemand daar buite gee wat selfs daardeur gaan? En self met hierdie ding sit, met selfswakbeeld, aanvaarding soek, verwerping ervaar het, al daai goedjies waardeur hulle gegaan het. Wat 'n bemoediging kan jy vir hulle gee vandag? Weet jy, eerste wil ek net sê is dat as die Here my kon gebruik. Almal dink jy moet as jy praat van ministry of jou roeping, dan dink almal dadelik pastoor en dominee en wat ook al, want dit is glad nie wat dit is nie. My ministry, partykeer die beste ministry is die ouens wat nie op die pulpit staan. En nie dat ek sleg praat van dominees nie, maar dat hulle moet weet, regardless van waar jy is, waar jy gegaan het, jy kan in die diepste gat, die Here kom altyd af na jou level toe en kom moet jou daar. Jy moet bereid wees om dit te aanvaar. Hy is altyd daar. En dan daar kan ek vir julle skriffie, weet ons 'n skriffie? Is ons nogal by die skriffie? Ja. Okay. Iets wat my net aangeraak het was Lukas 1 vers 45 en ek gaan hom in Engels vir julle lees, want dit is net so waar dit sê, blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb. Dit is al bietjie voor. Maar dan verder waar hy sê, and blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord. Ek het 'n ander vertaling wat ek ook net wil lees wat sê, blessed is she who has believed that the Lord will fulfill his promises to her. So elke vrou daar buite, en nie net 'n vrou nie, ek dink dit vir 'n man ook, moet weet dat die Here wil jou seën, die Here wil jou, blessed, glo net dat die Here vir jou meer het, dat hy jou wil seën. Ons moet op 'n punt kom waar ons besef dat die Here vir ons lief is, dat sy vaderhart vir ons nie is vir swaar kry en goed nie, maar dat hy ons deur dit dra. Omstandighede gebeur, life happens, daar is goed wat gebeur, maar dat die Here dit wat in jou lewe gebeur, wil gebruik, om eventueel net vir jou 'n blessing te wees, nie maar vir mense daar buite ook 'n blessing te wees. Absoluut. Jo, baie dankie dat jy jou getuienis met ons gedeel het. Dit is vir my so lekker om met jou te gesels het. En ek wil vandag afsluit met 'n skrif in Psalm 143 vers 8, wat staan, laat my u goedertierendheid in die môre hoor, want op u vertrou ek. Maak my bekend die pad wat ek moet gaan, want ek hef my siel op tot u. Ek bid dat julle elke oggend as julle opstaan, dat julle sal weet wat die pad van die Here vir julle is. Dat julle sal weet hierdie verwerping waardeur julle gaan, die seer waardeur julle gaan, die laste wat jy moes gedra het as kind tot nou toe,
Julle kan dit net laat gaan, want Jesus het 'n beter pad vir julle vorentoe. As jy net, Jesus is soos, hy klop, jy moet net die deur oopmaak. Hy gaan nie homself op jou forceer nie. Hy kom, hy klop, en jy moet net die deur oopmaak. Sê net, Jesus, hier is ek. En laat hy vir jou die pad vorentoe wys. En vertrou op hom, dat hy die regte mense op jou pad gaan stuur. As jy net gaan bereid wees om te sê, Here, hier is ek. Ek wil verander. Dit wat my seer gemaak het, dit wat my gesteel het, die leuen wat die vyand oor my lewe spreek, of oor my lewe vir my gee, en ek glo dit, Here, ek glo nie meer daai leuen nie. U wys nou vir my wat u vir my instoor het in die lewe. So Joe, baie dankie dat jy hier vandag was. Ek wil vir julle graag sê dat as julle met Joe in kontak wil kom, asseblief stuur vir ons 'n e-pos met die verwysing Joe, en ons sal, laat sy, ek sal die besonderhede dan vir julle stuur, en julle kan dan ook so met haar praat, as julle graag met haar wil praat oor waardeur julle gaan, en julle weet nie hoe om dit te verwerk nie, julle weet nie hoe om dit te hanteer nie, en julle het net iemand nodig wat julle net kan lei, is julle meer as welkom om vir ons 'n e-pos te stuur. Ek wil graag vir julle bid en vir julle net vir Here vra om julle net daai las wat op julle is. Joe, wil jy daar bid vir iemand wat hierna luister, net om vir hulle gebedjie te gee? Ja, fantasties. Goed, ek wil net graag vir julle afsluit met 'n skriffie in Joshua 1 vers 9. Ek gaan weer in Engels lees. Waar sê, "Have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." So waardeur ook julle gaan, weet net die Here is daar, hy's altyd daar. Kom ons bid gou. Dankie Papa dat ons net saam met U kan wees en dat ons kan weet dat U is altyd daar vir ons, dat waardeur ons ook gaan, dat U is daar, U wil ons altyd net ophelp en verder dra. Papa, elkeen wat luister, elkeen wat dalk 'n ding het waardeur hulle moet werk of nie weet hoe nie, Father, I ask that you will show them the way, that you will guide them, that you will lead them, and just bring them closer to you. Dankie, Here. Amen. Baie dankie dat julle kom luister het saam met ons en na Joe se getuienis. As julle graag 'n getuienis met ons wil deel, asseblief stuur vir ons 'n e-pos en ons sal dit baie graag wil uitsaai. En wag vir ons volgende getuienis tot ons mekaar weer sien. Mooi bly. Bye bye. Down by the river named Jordan, John baptized the anointed one. He cried, "Oh Lord, I'm not worthy." Jesus told him it had to be done. Down came the Spirit